Ladies, now it's my privilege to share something that is very close to my heart with you. I'm a bit naughty today, so I want to say sorry to the English ladies, but because this is so close to my heart, I decided to share it in Afrikaans. We made script for the English ladies though. Today I want to say, there I go. Vandag wil ek begin met dankie. Baie dankie. Heel eerste teenoor my Skepper, maar ook teenoor elke Gideons vrou. Wie sou ooit kon dink, 'n dogtertjie uit die Kalahari, 'n doodgewone vrou van Thabazimbi. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Spreuke 16 vers 9. In Januarie het ek die wonderlike voorreg beleef om die presidentekonferensie in Nashville by te woon. Hier is opleiding, toerusting en internasionale vriendskappe smee die fokus. Met my besoek aan die internasionale kantoor het ek besef ek moet die indrukwekkende Heritage Center met elkeen van julle kom deel. Ek het net besef daar so min van ons wat ooit daar kom. En julle moet dit sien. Die groot welcome op die voordeur laat jou dadelik spesiaal voel. Dan die 2 teksverse wat lewens verander. Johannes 3 vers 16 en Jesaja 55 vers 11. Die ontvanger en die gewer se lewens is vir altyd verander. En daarvan kan elkeen van ons vandag getuig, in ons eie lewens, maar ook in die van ander. Die stem van John Nicholson heet jou welkom vanaf 'n rekenaar. Ek kan nie vir julle vertel hoe opgewonde dit my gemaak het nie. Dit voel asof jy teruggestap het in tyd, en jy staan by 'n konvensie soos hierdie, en John Nicholson heet jou welkom. Die absolute voorreg om met die 3 manne skouer te skuur wat alles begin het. Ons praat gereeld van skouerskuur, maar 'n mens voel klein as jy daar staan. En dan 'n wonderlike tydkapsule vir elke dekade van die bediening. Kosbare foto's, dokumente, embleme, feite en herinneringe vasgevang en opgesluit vir ons en vir die toekoms. En ek wil regtig sê aan die Nasionale Dienssentrum, wel gedaan met ons eie Heritage Center wat julle geskep het. Dis pragtig. Een daarvan in die kapsules is die storie van Pearl Harbor, waar testamente uitgedeel is die dag voor die aanval. En soveel meer, heeltemal te veel om met julle te deel. Wat vir my kosbaar was die getuienis van Harry Truman, wat op 'n Gideon Testament ingesweer is. Hy skielik ingesweer as president, en daar was geen Bybel te vind nie, maar daar was 'n Gideon Testament in 'n laai van 'n lesenaar. En dan natuurlik, my gunsteling van alles, die unieke embleme. Nog 'n wonderlike prentjie om te sien, is die Bybel, waaruit John Nicholson vir Samuel Hill gelees het die aand, toe hulle ontmoet het in die hotel in Boscobel. En dan 'n pragtige witness to history muur. Dankie vir ons eie witness to history muur weer eens. Een wonderlike plek om in te staan is die Devotion Room in die internasionale kantoor. As jy daar staan en jy sien al die vlae, besef jy hoeveel gebede daar vir hierdie bediening elke dag opgaan.
Hierdie ken julle almal. Ons eie Pink PWT. Elmarie, soos jy weet, hy maak opslag waar hy gaan. Is my so wonderlik, ek het een saamgevat, en toe die ander internasionale, of die ander nasionale presidente dit sien, toe sê hulle, but where's mine? En ek is besig om 'n koerier te reël vir hulle, so baie dankie daarvoor. Die spesiale Johannes 3 vers 16 muur in die taal van elke lidland. Tydens hierdie konferensie is ons geseën met 'n wonderlike program, propvol toerusting en inligting om ons nasionale bediening te groei. Ek het die lewensveranderende voorreg beleef om kosbare vroue te ontmoet en lieflike vriendskappe te smee. En ek is heerlik bederf met 'n spesiale video van 3 van ons vorige nasionale presidente. Kan nie vertel vir julle hoeveel dit om in 'n konferensie te sit. Jy is die enigste Suid-Afrikaner daar en hier speel hulle 'n video met 3 van ons vorige presidente nie. Dit was kosbaar. Baie dankie. Dit is met die internasionale konvensie dat jy vir die eerste keer besef hoe wyd en omvattend die Gideon Internasionaal se bediening is. Ook hoe suksesvol ons plaaslike konvensie elke jaar hier aangebied word. Dit was veral opmerklik dat die lede wat die volgende jaar vir die konvensie verantwoordelik is, reeds by hierdie konvensie toerusting ontvang en ervaring opdoen in die volgende jaar se rol. Van die Gideon toonbank op die lughawe, in die hotel en by die konvensielokaal ontmoet jy derentyd lede van reg oor die wêreld. Plekke wat ek nog nooit van gehoor het nie. Benin, Bahrein, hulle is daar. Tog klop ons harte saam, warm vir die evangelie en die bediening, al kan ons nie eers mekaar se taal praat nie. Die nasionale president van Japan is net so 'n vroutjie. Daar's geen manier wat ons mekaar ooit gaan verstaan nie, maar elke keer kom sy met 'n geskenkie en sy glimlag van oor tot oor en ek kan sien sy wil so graag met my praat. Die spesiale moeite met eerste keer bywoners is opmerklik in 'n spesiale tafel by registrasie, die unieke inligtingspakket en die uitsonderlike onthaal wat as inligtingsessie ingekleer is. Jy kry 'n lint onder aan jou naamkaartjie soos wat ons hier het. En sover soos jy gaan stop mense en hulle sê, "Oh, you're a first timer, welcome." Ek voel ongelooflik spesiaal. Suid-Afrika was bevoorreg om 'n gedigte span verteenwoordigers te hê en ek kon beleef dat Suid-Afrika 'n baie spesiale plek in die internasionale bedieningshart beklee. Met die noenmaal is ons elkeen bederf met hierdie spesiale lapelwapen. Dit is 'n aangepaste weergawe van die 1975 konvensie se lapelwapen. En dan iets wat vir my regtig, ek dink altyd sal bybly, was hoe Kevin Beale die voorreg gehad het om sy 3 jaar termyn af te sluit met die nuwe tagline, "The Gospel is our mission." Wat ook indrukwekkend is dat dit nie baie keer as ons oor 'n tagline besluit, is dit 'n vinnige besluit. Maar 'n baie groot span het vir 'n jaar saam gedink, saam beplan en saam gebid daarvoor. En dan is dit nou my spesiale voorreg om julle voor te stel aan ons internasionale kabinet, die Gideon kabinet. En dan ons internasionale Gideons vroue of auxiliary soos hulle genoem word, kabinet. Dina Jubler, ons president, Patsy Pigford, visie-president, Amy Beale en Sheila Edwin. Ek was redelik geskok toe ek in Amerika kom
en sien daardie span bestaan uit slegs 4 vroue. In Suid-Afrika is ons 10. So ek dink regtig ons kan vir hierdie vrouens gereeld en met toewyding bid. Hierdie baie spesiale paartjie het ons by die leraarsgeleentheid ontmoet. Bill en Joyce Drum is onderskeidelik 96 en 95 jaar jonk. 77 jaar getroud en 58 jaar lede van hierdie bediening. Maar wat baie meer indrukwekkend is dat hulle steeds Bybels by hulle plaaslike hospitaal plaas. En Bill het met hulle eie motortjie 2 ure ver gery om by die konvensie uit te kom. Mag hierdie pragtige voorbeeld ons inspireer om getroud te leef, soos wat Kolossense 3, vers 23 en 24 ons leer. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens ons staan. En met hierdie spesiale uitnodiging nooi ek jou graag na volgende jaar se internasionale konvensie in Charlotte, North Carolina.